Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, dit is die 18de Maart, 2025, absoluut 'n nuwe dag geskenk deur Abba Vader. Jy opgewonde? Ek het altyd gesê, nee, as jy nie opgewonde is, die man klim terug in die bed, spring aan die kant uit, raak opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam is Dani Gerber en vandag gaan ons bietjie gesels oor transaksies en ek lees vanoggend op iemand se 'n boodskap wat hy stuur oor transaksies en dit is net so 'n opening, so 'n wow. Nou ek wil 'n bietjie gesels oor transaksies vandag. Transaksie beteken om is 'n ooreenkoms om 'n produk of 'n diens vir geld of iets spesiaals, iets waardevol te verruil. En dit is wat 'n transaksie is. So jy verruil iets. Ek gee dit en ek kry dit. So dit is hoe 'n transaksie moet werk. Nou het jy al ooit daaraan gedink dat gebed is 'n ruiltransaksie vir God? Wow. So ek sê nie jy moet nou die Here dien om dit te ontvang en as ek nie die Here dien nie kry ek dit nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar gebed is 'n ruiltransaksie vir God. So wanneer jy na God toe kom in gebed en jy gee jou bekommernis vir die Here en jy gee jou twyfel, wat gee die Here vir jou? Hy gee vir jou vrede. Hy gee vir jou sekerheid dat hy die Here is. Hy gee vir jou sekerheid jy nie alleen is nie, want alles wat jou bekommer is, gee dit vir die Here. En die ander ene is, hy gee vir jou, as jy jou laste vir hom gee. Die woord sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Is dit nie maar 'n transaksie, as 'n ou nou maar net so ligtelik daaraan dink, as jy na jou probleme vir die Here gee, dan kom hy en dan gee hy vir jou oplossing nie. Wanneer jy jou seer, want baie kere sien die mense nie jou seer nie, maar God sien jou seer. Dit wat jy het, miskien het jou man of jou vrou of jou kinders jou dalk lelik behandel met woorde, want dat van dood en lewe lê in die mag van die tong, en baie kere sê 'n geliefde iets en dit maak jou seer, en jy vat hy seer, en jy gaan na die hemelse hof en jy gaan gee dit vir die Here, en hy gee vir jou vertroosting. Hy vou jou weer toe, hy plak hy pleister, hy geestelike pleister, en hy gee jou weer krag om aan te gaan. Jy gee jou sondes vir Jesus Christus, jy bely, want dit is wat ons moet doen. En wat gebeur wanneer jy jou sondes bely voor Jesus Christus? Hy kom en hy gee vergifnis. So is dit nie 'n transaksie wat die Here aan die Here se kant is wat hy vir jou gee nie. Want wat help dit jy gaan kom en jy sê, Here, ek gee my sondes vir u, en jy kry niks daarvoor nie. Die Here is getrou, hy is regverdig, hy sê in sy woord, wanneer jy bely met jou mond, en jy bely jou sondes, dan is hy regverdig, en hy kom en hy gee jou nuwe lewe. Hy gee jou die ewige lewe. Wow, man, is so awesome toe ek hierdie stukkie lees oor transaksie. Maar dan wil jy nie vandag in jou gebed 'n transaksie vir die Here gee, wanneer jy sien wat die Here vir jou gaan teruggee nie. En hoor wat sê God se woord vir ons in Jakobus 5, hier vanaf vers 16. Hy sê, bely mekaar julle misdade, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, en dan die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En as ons verder gaan kyk in vers 17, hy sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. Nou vra ek vir jou, bid jy ernstig? Of bid jy maar net 'n gebedjie om jou gemoed te sis? Net om te sê, ek het 'n gebedjie opgesê, 'n vinnige skietsgebedjie of goed. Nee, of gaan jy in erns, en jy gaan in jou binnekamer en jy bid tot God, dit wat in die verborge is, om dit ons sal openbaar. Hy sê hierso, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Kan jy so ernstig bid en vir die Here vra dat dit nie moet reën nie, of vir die Here moet vra dat dit moet reën? As Elia dit kon gedoen het, kan ek en jy dit ook doen. Want Elia was 'n mens net soos ek en jy. Maar ek en jy nodig om in gebed, ware gebed, ernstige gebed, na God toe te kom. En die Here gaan vir ons hierdie transaksie gee. Want dit wat Elia gevra het, het die Here vir hom gegee. So kom ek en jy, ons gee ons bekommernis, ons gee ons laste, ons gee ons sondes vir die Here. En kyk wat die Here vir jou kan doen. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie
vir hierdie woord vanoggend. Here, dankie dat U dit net so openbaar, Here, dat U sal, wanneer U na ons gebede luister, U sluit U nie af nie. U hoor elke gebed, en U antwoord ook elke gebed. Miskien nie op ons tyd nie, maar U tyd. Here, help ons, dat ons nie oorhaastig sal wees nie, dat ons nie geduld sal verloor nie, maar dat ons op U sal wag. Ons eer U daarvoor in die mooi naam van Jesus Christus, die koning van die koning, die Here bo elke ene. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie, vat hierdie woord, gaan skinder by iemand anderste, stuur dit vir iemand anderste aan, dat hulle kan weet, Jesus is daar vir jou en vir my. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.